Shalom geliefdes, welkom by 'n druppeltjie van my hart. Ek is absoluut verheug om weer saam met u te kan wees vandag. En ek wil my hoop uitspreek dat dit goed gaan met julle en met julle kinders, julle as families, en ook spesifiek wil ek groete sê aan my ma in Mosselbaai, vir wie ek baie lief is, ware engel sonder vlerke, so groot hart, en so groot hart vir ons as kinders, kleinkinders, en net oor die algemeen vir mense. Mama, ons is baie lief vir mama. Vandag wil ek voorhou die skriflesing in die boek van Micha, hoofstuk 6 vers 16. En ek dink hier is 'n baie belangrike onderwerp waaroor ek met u wil gesels en dan ook miskien later uitbrei daaroor in ander plasings van ons gesprekvoeringe. Die skrif in Micha 6 vers 16 sê, want die insetting van Omri word onderhou en al die werke van die huis van Agab en julle wandel ooreenkomstig hulle planne. Hy praat van die insettinge van Omri. Nou, Omri was 'n koning in Israel in die vroeëre geskiedenis van die land en van die volk van Israel. En Agab was Omri se seun wat koning geword het na sy pa Omri gesterf het. Die ding is dat hierdie Omri het sy rug op die Here gedraai en hy het, soos die Bybel sê, insettinge ingestel. Nou, insettinge is soos wette, vasgestelde bepalings of reëls of wette wat hy ingestel het. En hierdie reëls was doelbewus vasgelê en moes nagekom word. Net soos die Bybel ook sê oor die 10 gebooie wat die Here deur Moses gegee het. Dit is wette waarvolgens die volk nie kon afwyk nie. Dit was bepalinge wat die Here daar gestel het om die volk aan te dui van hoe hulle moes leef. Byvoorbeeld hulle moes die Here, hulle God alleen dien, hulle moes nie valse afgode doen nie, hulle moes nie vloek nie, die morele wette, hulle moes mekaar lief hê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Soos ek sê, dit was alles morele wette en bepalings wat daar gestel was, sodat die volk nie daarvolgens kon afwyk nie. En hierdie Omri het dieselfde ding gedoen in sy koningskap, terwyl hy in gesag was oor die land van Israel, het hy bepalings ingestel en het hy reëls daar gestel, sodat die volk dit kon nakom, al was dit ook afgoderry wat hy ingevoer het, al het hy ook die volk se harte deur die wetgewings wat hy daar gesit het, en die bepalings wat hy daar gesit het, al het hy dit ook ingestel, die volk moes dit doen. Anderste was hulle strafbaar gewees, as hulle nie die wette van die koning kon kon doen nie, kon nakom nie. Dieselfde sien ons ook in die boek van Daniël, toe die koning 'n wet afvaardig deur sy wyse manne, wat hom die raad gegee het om 'n beeld te maak, sodat almal, as die musiek begin, moes almal op hulle knieë neerval en hierdie wette onderhou. Maar dit was alles om Daniël in die skuldige bank te plaas. Verstaan nie? Die volk kon nie afwyk van die reël wat die koning neergelê het, wat die volk moes nakom nie. Hulle moes dit doen. Maar vir die Israeliete wat op daardie stadium in Babel was, kon hulle nie ander gode aanbid nie. Verstaan? Dit was teen God, maar as hulle lewe in bedreiging was, dan het hulle gewoonlik geval vir dit wat voor hulle gesit was.
En hierdie Omri het dieselfde gedoen. Hy het wette en insettinge en bepalinge in plek gesit wat die volk moes doen, al het dit beteken die wette en die insettinge, die planne, die reëls was teen die wil van God gewees. En nou kom hy en die Bybel sê en al die werke van die huis van Agab en al die werke van die huis van Agab, dit wil sê dat Omri, soos ek al reeds gesê het, Omri was nie net die koning nie, hy was ook die vader, hy was ook 'n pa van die huis gewees, hy was ook die pa van Agab, die vader van Agab. En Agab het dit wat sy pa ingestel het Agab vasgelê. Hy het dit vasgemaak. Hy het dit deel van sy huis gemaak. Hy het dit gevolg. Verstaan u? Agab, die Bybel praat van die werke van die huis van Agab. Dit wil sê, sy vader Omri het die reëls en die planne ingestel en Agab het werk daarvan gemaak om dit vas te lê. Dit was vasgestelde reëls gewees vir die volk. Maar die tydstip wat Micha skryf oor hierdie gedeelte wat die Here teenoor sy volk sê, was baie lank na Omri en na Agab se dood gewees. Maar dis interessant dat Micha sê vir die volk, julle wandel ooreenkomstig hulle planne. So al het jare verbygegaan, het die volk nog steeds, en al was miskien daar baie van hulle wat nie in die tydperk gebore was, wat Omri en Agab geleef het nie, het hulle nog steeds in die wet, in die reëls, en die bepalinge gewandel, wat daardie koning Omri en sy seun Agab, wat dit in werking gestel het, het hulle nog steeds, die volk het nog steeds daarin gewandel, jare nadat daardie wette geformuleer is, en daardie bepalings vastgestel is. Jy sien, want hierdie seun Agab het sy vader, het sy pa se boosheid in plek gehou. Hy het nie afgewyk van wat sy pa daar gesê het, want hy was sy pa se seun. Maar dit gaan van die boosheid, die iniquities, die misdadigheid van die vader, kom toe oor na sy kind toe. En die kind stel dit so vas, geliefdes, dat dit later 'n leefwyse word by die res van die volk. Hulle het daarvan nie afgewyk nie. Soms is dinge so diep ingegraveer in ons binneste. Is dit amper asof dit uit hout uitgesny is, uitgekerf is. Reëls en wette en bepalinge wat in ons vasgelê is, ingestelde reëls of rituele waarin ons lewe en vasgeval het, is so diep uitgekerf in die binneste van ons wese, dat ons nie anders kan as om daaruit te leef nie. En inteendeel, ons leef nie net daaruit nie. Dis insettinge wat hier vasgelê is. En ons doen presies soos ons vaders gedoen het voor ons, al is dit vir jare en honderde jare. Ons doen presies, want ons is die akkumulasie, dit is die samevoeging van alles wat ons geleer het deur die tyd. Hy het sy pa se boosheid, en dit wat sy pa vasgestel het, al was dit wette wat teen die wil van die Here was, het hierdie seun lewendig gehou, en die volk het op latere stadium geslagte na dit, het hulle dieselfde dinge onderhou, en hulle het in dieselfde planne listiglik gewandel, wat hulle voorvaders daar gestel het. En in konteks van ons as Suid-Afrikaners, hoe ons dinge lewendig hou, deur wat aan ons oorgelewer was. En ek gee nie om watter nasionaliteit of etniese groepering ons aan behoort nie.
Maar baie keer is ons vasgevang in daardie web van wat aan ons oorgelewer is. En ek kyk byvoorbeeld na die Open Chats podcast, wat hierdie 4 jong mense, oningeligte jong mense, praat van ons as kleerlinge. En jy weet, waar daar 'n rookie is daar 'n vuur. En hulle praat nie sommer net so nie. Daai is die algemene gevoel van wat is in ons land. Dis die norme wat hulle uitgespreek het. Dit is wat aan hulle oorgedra was. Want hulle is jong mense, hulle het die meeste van hulle het die apartheidsjare deurgekom nie. Maar jy sien, dit is die norme van wat ons van mekaar dink en wat ons van mekaar sê. Ons leef maar net uit dit wat aan ons oorgelewer was. Ons spreek dit uit, dit wat ons gehoor het uit die volksmond, of wat aan ons oorgedra was, soos ek sê. Die woord van die Here sê dat hulle het gewandel ooreenkomstig die planne wat ingestel was lank voor die tyd. As ons ontslawe raak van wat ons die vision bring tussen ons, dan moet ons nie net bloot in vriendskappe nie, wat in families skeiding bring, wat in vriendskappe skeiding bring. Dan moet ons teruggaan na wat ons geleer het en wat ons gehoor het, want ons lewens word gevorm deur wat nie net aan ons oorgedra was nie, maar wat ons gehoor het, wat aan ons gesê was of gedoen was. Verstaan jy, geliefdes? Hierdie dinge wat aan ons oorgedra was, dit bepaal ons leefstyl, dit bepaal ons uitkyk op die lewens, op ons lewens, en aan die einde word dit 'n kulturele leefwyse. Ons act soos swartes, ons act soos kleerlinge, ons act soos Indiërs, en ons act, ons wandel, ons handel soos die blanke bevolking in ons land. En baie keer word wat ons dink en wat ons sê en wat ons glo en ons uitkyk op die wêreld word vir ons 'n norme. Dit word deel van ons kulture. En nou, maar hierdie dinge kan self teestaan teen die Here se gedagtes en teen die Here se wil. En teen die Here, die kultuur van die hemele. Ons kan kies vandag. Wil ons deel wees van God se koninkryk of deel wees in hierdie Suid-Afrikaanse konteks samelewing, of wil ons deel wees van die res wat almal dieselfde praat, dat almal dieselfde gevoelens uitoefen en so aan. Jy sien, of ons kan vir die Here sê, Here, ek wil deel wees van wat U doen. Ek wil deel wees van die konteks waaruit U woord vir ons sê wie ons is, as ons in Christus Jesus is. Want daar is 'n nuwe kultuur, die hemelse kultuur, waar ons mekaar vergewe, waar ons mekaar moet lief hê, waar ons mekaar moet aanvaar. Dis die hemelse kultuur. Jy sien, maar nou volg ons net in die ou trant, in die ou tradisie, soos ons sê, van wat aan ons oorgelewer is. En ons praat maar soos ons altyd gepraat het. Ons is in 'n nuwe Suid-Afrika met 'n ou hart. En ons dink nog steeds van onsself net so min as wat ander mense van ons sien. Ek wil hier vandag sê, wat jy voorhou van jouself, is hoe ander mense jou gaan hanteer. Verstaan? Wat jy voorhou. Die Here sê van Saul, alhoewel jy klein was in jou eie oë, het ek jou nog steeds gekies as koning oor Israel. Wat is aan ons oorgelewer as 'n kleerlingnasie,
as 'n blanke kultuur, as 'n swart kultuur, wat is aan ons oorgedra wat ons van moet aflosskit? En vanoggend toe bid ek en ek die skrif kom in my gedagte wat die Bybel sê, want hy het die skuldbrief wat teen ons getuig, het hy aan die kruis vasgenaal, hy het dit vasgespijker aan die kruis van Jesus. Die dood en opstanding van die Here Jesus Christus as ons uitweg uit die geroesmoes van wat aangaan in Suid-Afrika. Daar sal so baie weer bepaal en beplan oor hoe ons hierdie dinge kan van ontslae raak, maar ek wil vir u sê, ek hou vandag die kruis van die Here Jesus Christus, hou ek vandag aan u voor. Want dit is waar hy vir ons ou lewe gesterf het. Dit is waar hy vir ons gesterf het en ons is vasgenaal gewees. Ons sonde het hy voorgesterf. Want ons sien hierdie dinge as kultuurverskille. Die Bybel sê, as ons sondes het ons skeidmuur gemaak tussen ons en ons God en van mekaar. Maar die Bybel sê ook in die Nuwe Testament, hy het die skeidsmuur afgebreek en die twee het hy een gemaak. Die enigste persoon in Suid-Afrika wat ons een nasie kan maak, is nie rugby nie, is nie sports nie, is nie 'n waarheid en versoeningskommissie nie, as Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En as jy met hom in kontak wil kom om jou hart, selfs wat families betref, want hierdie familie was 'n evil familie, Omri en Agab, hulle was 'n bose familie, wat later die volk agter hulle laat aantrek het, om te sondig teenoor die Here. Hierdie was 'n sondige familie. Suid-Afrika is vol van sondige families. Daar is net een persoon wat ek vir u kan sê, wat ons kan vrymaak van dit wat aan ons oorgelewer is. En ons moet ophou, vir ons as Christene, hou op om soos 'n kleeling te voel. As jy blank is en jy kyk, hou op om soos 'n blanke te wil voel. En raak ontslaaf van die narratief wat daar geskep is oor wie ons is as gevolg deur van waarvandaan ons kom en wie ons is. Die Bybel sê Jesus Christus het geweet dat hy van die Vader gekom het en het geweet dat hy na die Vader terug gaan, geliefdes. Dit is nou 'n mond vol gesê. Maar ek wil vir julle sê, vir Suid-Afrika is daar hoop, maar hierdie hoop is net gebaseer op wat Jesus Christus, die Seun van God, vir ons gedoen het. Self vir Suid-Afrika, self vir jou. Vir Suid-Afrika as 'n gemeenskap en vir jou as deel van 'n familie, van 'n gesin. Want ons kan nie na die belangrikheid kyk van Suid-Afrika as ons nie kyk na die belangrikheid van gesinne en wie gesinne is voor God nie. Amen. Kom ek bid vir julle. Vader, in die naam van Jesus Christus, u woord sê in die boek van Malagi, voor die groot en die dag van die Here kom, sal u weer stuur, dat ons harte versoen word met die vaders, en die vaders harte met die kinders. Vader, ons vra u in die naam van Jesus Christus, versoen ons harte met u en met mekaar, Here. Versoen in Suid-Afrika, gee versoening, soos wat u gedoen het op die kruis van Golgotha, maar ons bid dat dit gemanifesteer sal word deur Jesus Christus en deur die liggaam en oor Suid-Afrika as verskillende nasies, Here. In Jesus Christus naam, ons dank, ons prys u vir hierdie oomblik, in Jesus naam. Geliefdes, subscribe, share en comment in die comment section. Ons sal daarvan hou om van u te hoor. Amen. Shalom.